Die Here. Dank die Here vir jeug en jonk. Nee, jy het nie mooi gehoor wat ek sê nie. Jy moes dit nou gedoen het, dit was 'n opdrag. Dank die Here vir jeug en vir jonk. Sê dankie Here, daar's jong mense. Daar's hulle wat nog jeugdig is. Hulle wat nog kan regkry wat ek nie meer so lekker kan regkry nie. Nou ek dink is Tannie Audrey is mos tannie wat so lekker die tone kan raak. Ai Tannie, ek probeer, maar ek kom agter as ek my Bybel tussenin sit en die knieë so bietjie buig, kry ek dit ook reg. Mag jy die bene buig, ai Tannie. Is daar dan nou nie genade vir 'n ou man soos ek nie? Dankie, daar was nie een amen nie. Dank die Here vir jeug en vir jonk wees. Dank die Here vir hulle wat God beplan en bestem het vir die toekoms. Ek wil vir jou sê, as jy besigheid het, die Here gaan jou kind opwek. As jy 'n besigheid het wat jy moet oorgee, as jy 'n nalatenskap het, as jy 'n roeping van die Here het wat jy moet oorgee, die Here gaan dit laat gebeur, hy gaan dit sorg dat dit gebeur. Jy het miskien moed opgegee, maar ek dank die Here, hierdie sangdiens vanoggend was vir ons kinders gewees. Loof die Here, hulle doen die les vanoggend aan die ander kant van karakterbou. Nou ek en Margaret klim hier in die karretjie en ons ry swak op toe, nou gelukkig ry ons nie vinnig nie, dan kan jy langer gesels, en jy het meer tyd met jou vrou, so broers koop stadige karre. Dit kan goed wees vir jou huwelik, jy weet, maar nou ry ons so, nou praat ons, nou wil Margaret weet, nou hoe bou 'n mens karakter? En toe sê ek nou baie slim, jy weet, toe sê ek vir haar, nee, sy moet verstaan, dis die saambring van 'n klomp goed, jy moet 'n klomp bestanddele hê, dan kry jy karakter. Jy moet 'n klomp goed reg doen, dan word karakter gevorm en gemaak. En ek wil vertrou dat ons getrou sal wees aan alles wat ons getrou aan moet wees, sodat ons uiteindelik met 'n onberisplike karakter voor God kan staan. En ek wil bid dat ons kinders se les van vanoggend so gaan verstaan, dat hulle sulke besonderse jong mense gaan wees, dat hulle net bo die tyd sal uitstyg. Amen. So as jy gereed is om vanoggend se woord te hoor, dan gaan ek met jou praat oor die naam van Jesus, maar ons gaan nou eers die Bybelverklaring doen, en ek nooi jou om jou Bybel mooi styf vas te hou, en dan doen ons dit saam met mekaar. Hier is my Bybel, dit leer my van God. God is gees, en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem, die woord is die waarheid, en die waarheid sal my vrymaak. Wanneer ek en jy wil hê dat iemand spesifiek aandag moet gee, dan sal ons op 'n manier voor daai persoon gaan staan, of ons sal nog verder gaan as om net voor die persoon te probeer staan. Ons sal hom aan die skouer vat, sy aandag trek. En as dit lyk jy kry nog steeds nie aandag nie, dan sal jy met 'n bietjie met gesaghebendheid probeer praat. En uiteindelik sal jy selfs 'n naam noem. Nou kry 'n wenkie uit die gehoor uit, as hy nie wil luister nie, laat hom voel. Dis amper so iets wat ek ook wil sê, nee. Is, wat moet jy doen om brandhout uit die vuur uit te ruk? Wat moet jy soms doen om iemand se aandag te kry? En nie net die aandag nie, nie dit, is dit wat jy wil sê nie, maar die ja, is dit wat jy bedoel? Is dit hoe dit moet wees? En daarom wil ek hê jy moet weet dat die hoogtepunt seker van hierdie aandag trek, is as jy iemand op sy of haar naam aanspreek.
en sê ek praat met jou. Hoor my, en dan noem jy die naam, en dan sê ek praat met jou. So, ek gaan vanoggend vir jou, miskien iets wat jy nog nie altyd reg, beleef, rondom die naam van Jesus, gaan ek jou help om te kyk of ons dit beter kan maak. Of as ons kan sê, Jesus, dat dit beter sal uitwerk. Dat jy uiteindelik sal kan sê, die aandag is gekry. Die reaksie het gekom. Die oplossing is gekry of gedoen. Die opdrag is uitgevoer en die resultate is goed. En dat jy sal kan sê, dit is die naam wat dit verander het. Dis die een wat dit verander het. En ek glo ons as kerk is in so 'n seisoen waarin ons die naam van Jesus en die naam van ons redder, verlosser, saligmaker, wat ook al jy dit alles wil benoem, dat ons weer so sal lewe, dat mense na die kerk toe sal stroom oor Jesus. En nie oor Johnny van die kerk nie. En nie oor enige ander naam nie, maar oor Jesus. Dat hulle sal sê, Jesus. Nou, wanneer ek en jy dit saam met mekaar beleef, dan is daar vir my hierdie hande vat wat ek wil doen. Ek wil Paasnaweek wat ons nou baie besonders beleef het, en nou is ons op pad na Hemelvaart toe, en dan is ons op pad na Pinkster toe, want die Hemelvaart belofte is, dat Jesus gaan om vir ons plek voor te berei, maar hy gaan ook en hy stuur vir ons die trooster. Hy stuur vir ons die Heilige Gees. En dit gee rigting na Pinkster toe, Pinkstertyd. Die uitstorting van die Heilige Gees, die invulling en die vervulling met die Heilige Gees. So ek wil graag laat ons Paasnaweek, jy weet, in 'n besonderse plek sal herroep en onthou, en dat ons dan vorentoe sal kyk en sal sê, Here, Hemelvaart, Pinkster. Maar vandag glo ek is een van die baie unieke dae in AGS Pleroma se bestaan. En dit is dat ons van een bestuursmodel na 'n algemeen aanvaarde bestuursmodel in die kerk gaan beweeg, deur ons vergadering wat ons hierna gaan hê. En by daardie vergadering gaan ons dan mense benoem, ons gaan name kies. En ons gaan vertrou dat daardie kerkraad so gaan optree, dat AGS Pleroma 'n faktor sal wees om mee in rekening te hou. Dat die lidmate en die ondersteuning wat die lidmate gee, van so 'n aard sal wees, dat AGS Pleroma 'n goeie naam in die dorp sal hê. Nou ek wil vir u sê, die afgelope amper 33 jaar was dit een van ons bestuursraad se doelwitte gewees, dat ons mag nooit nie 'n rekening betaal nie. Ons moet altyd ons rekenings betaal, want ons moet 'n goeie naam hê. En ek dank die Here dat ek vandag kan vir u sê, dat ons het 'n boekskrywer, wat noem mense, 'n boekhouer, jy weet, wat regtig gesorg het. Ek moet daar toegee, niemand is volmaak nie. En ek dink, onthou eendag het sy met groot benoudheid by my ingestorm en gesê, pastoor, ek het vergeet. En wat het sy vergeet? Om ons belastingvryskelding by die munisipaliteit te betaal. En toe wil hulle hê ons moet vir 'n hele jaar belasting betaal. Hoe verskriklik. Ek dink ons moet daai som gaan maak en die boekhoudster moet inbetaal. Stem jy met my saam? Geen genade nie. Want dis hoe wette werk. Nou vanoggend gaan ek en jy, en dis nie om ons, ek meen 1 uit 33 jaar, dis nie telbaar nie, stem julle met my saam? 1 misstap, 1 foutjie, dit kan nie kwaad veroorsaak. Maar ek wil hê, u moet vanoggend saam met my besluit, dat ek berei nou my gees voor vir die vergadering van net nou. Nie net vir wat in Paasnaweek gebeur het nie, nie net wat Hemelvaart en Pinkster gaan gebeur nie. En wie verwag 'n wonderlike Pinkstertyd? Wie verwag 'n uitstorting van die Heilige Gees?
Wie verwag dat mense weer vol van die Gees gaan wees? En laat ons 'n Pinksterdiens een aand hou en hy hou nie op nie en die volgende oggend 7:00 as almal moet werk toe gaan. Dan sê ons, okay, gaan jy so lank, ek sal nog aanhou bid, nê. Nee. Wie bid vir herlewing in AGS Pleroma? Halleluja. En ek glo dis nodig, ek glo dit gaan kom en ek glo dit gaan 'n werklikheid word. So, kan ek jou aan die hand vat om vir jou te sê dat ek glo dat daar's 'n beweging van God en dit beteken dat ek en jy moet verstaan, ons is almal navolgers van Jesus Christus. Ons is navolgers van Jesus Christus. En dit beteken, waar hy loop, wil ek loop. Waar hy gaan, wil ek gaan. Hoe hy sê, wil ek sê. Wat hy gee, wil ek gee. Soos wat hy is, wil ek wees. En dit is in hierdie verstaan weer van hoekom sit ek vanoggend in hierdie gemeente, hoekom sit ek in hierdie kerk, hoekom is ek deel van die kerk van Jesus Christus op aarde. Dan gaan ek vir jou 'n gedeelte lees en ek gaan vir jou wys hoe dat as die apostel Paulus aan die Filippense gemeente skrywe, hoe dat hy Jesus se posisie beskryf en bepaal in die gemeente. Want ja, dank die Here ek is AGS, dank die Here ek is Pinkster, dank die Here ek is die pastoor van die gemeente, dank die Here vir soveel dinge waarvoor jy hom kan dank, maar kan ek vir jou sê, die grootste van dit alles is dat ek kan sê, dankie Jesus. Want as dit nie U was nie, hoe sou dit gewees het? Nou kom ons lees saam en dan wil ek sommer in die eerste sinnetjie hê, jy moet sien dat Paulus doen iets baie, baie wonderlik. Hy doen iets baie treffend. Hy noem Jesus Christus. En kom ons lees dit. Hy sê, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is. Hy sê, as daar hierdie goed is. Nee? Hy sê, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen, uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nou Paulus is nou nog nie klaar nie, en ek wil hê jy moet daardie Christus benoeming opmerk, nê. Ek wil hê jy moet sien, hy wil jou bring na Christus toe. En kom ons lees dit dan nou verder in die volgende gedeelte, as vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Van watter gesindheid is ek? En nou die Afrikaanse ou taal is besig om ouer te word en partykeer gebruik ons ouer woorde wat nie altyd lekker dadelik afgaan nie, maar ek dink jy verstaan wat gesindheid wil beteken. Ek dink daar's daai Engelse jongmens woordjie wat hulle sê, jou attitude is nie reg nie. Jy bietjie jou houding reg kry nie. Jy kan nie so wees nie. So jy moet van 'n sekere gesindheid wees. En wat is hierdie gesindheid? Dan begin Paulus dit verduidelik. Hy sê, hy Jesus wat in die gestalte van God was, en net voor ek verder lees, merk op dat hy die twee name bymekaar sit. Hy sê die gesindheid van Christus Jesus. Met ander woorde, Jesus se voorbeeld het twee kante. 'n Christuskant en 'n Jesuskant. En dan lees ons verder, dan sê hy wat in die gestalte van God was en dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie. Jesus het nie gedink hy steel iets by die Vader. As hy sê, ek en God ons is een. Hy het nie gedink, jy weet, hy's nou, en jy gaan dit later hoor, laat ek nou nie dit al sê nie, maar dis juist daardie aanname van, hy soos ek, en ek is soos hy.
Dink is die een ding wat bitter min van ons gelowiges reg kry oor die jare. Ons voel inteendeel baie keer dat ons raak net al hoe swakker en al hoe minder en al hoe meer weg van Christus. Ons in plaas van dat ons kan sê, weet jy, ek kort nog dit en dit en dit en dit, dan gaan ek soos Jesus wees. Jy het nie mooi gehoor nie. Ek sê ons begin onsself net al hoe meer bevraagteken baie keer en dit voel vir ons beweeg net al hoe verder weg van die beeld en die voorbeeld van Christus in plaas van dat ons kan sê ek groei, ek ontwikkel, ek is nader aan hom, ek is meer soos hy. Ek is in lyn met hom en met sy gesindheid. Hy sê, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. Hierdie begrip van diensknegt was die dryfveer gewees van Selkerk oor al hierdie jare. As jy jou waardes wil regkry, moet jy leer om te kan dien. En ek het nou gesê, ek wil vir die vergadering en Paasnaweek en Pinkster en alles wat voorlê wil ek by een punt uitbring. En is een van hierdie punte wat ek wil sê, dat as jy nie kan leer om te dien nie, dan gaan jy nêrens inpas nie. Want jy's nie in 'n posisie van gesag nie, jy's in 'n posisie van diensbaarheid. Dis hierdie diensknegskap wat hy aangeneem het en hy het aan mense gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Paasnaweek. Sterk verhaal van Jesus wat sê ek moet so wees, ek moet so optree dat selfs as ek sterf, dit waarde sal hê en betekenis sal dra. As jy vers 9 verder lees, dan sê hy daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Hoekom? Hoekom het God die een gekry vir wie hy 'n naam kon gee wat bo elke naam is, sodat elke in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus, let op hoe word dit omgedraai, dat Jesus Christus, die Christus wat Christus Jesus word, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Nou ek weet nou het ek die skrifgedeelte so as 'n fondament in jou hart gelê, dat die meeste goed wat ek nou gaan sê, gaan jy kan begin om te sê, Here, ek hoor u stem. Ek wil nie hoor wat Pastoor Johnny kan sê nie. Ek wil hoor wat u kan sê. Ek wil u stem hoor in my lewe. En daarom gaan ek jou help om te verstaan dat die betekenis van 'n naam, soos wat daar, as jy gaan na vers 1 toe van die brief wat apostel Paulus aan die Filippense skrywe, dan praat hy van heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. En ek gaan jou help om te verstaan dat name maak 'n verskil. Name het 'n impak. En wanneer jy 'n naam uitspreek, of wanneer jy 'n naam kies, of wanneer jy 'n naam verhef, of vereer, dat daardie naam iets beteken. Nou, die naam Filippi beteken eenvoudig liefhebbers van perde. En dit was omdat daar 'n groot, in hierdie hele omgewing was dit eintlik die soldate en dit was die handelaars en hulle was so afhanklik, hulle was ook op een van die handelsroetes gewees. Hulle was so afhanklik van perde gewees dat uiteindelik was hulle absoluut perdekenners. Hulle was kundiges gewees as dit kom by perdry. En hulle was besonders gewees. Kyk, as hulle 'n perd gekoop het, was hy sy geld werd. Want hulle het geweet, is dit nou 'n trekperd of is dit 'n ryperd?
Nou ek weet nou nie van daai 2 woorde nie. Ek dink perdekenners sal dadelik vir my sê, nee, waarvan praat jy nou? Ons praat anders oor perde. So ek gaan nou nie my onkunde oor perde probeer demonstreer nie, maar ek wil hê jy moet weet dat in daardie selfde omgewing, in daardie selfde dorp, Filippi, waar Paulus nou hierdie brief na toe skrywe, was daar nie 'n sinagoge nie. Vir die eenvoudige rede dat om in 'n plek 'n sinagoge te kon bou en hê, moes daar ten minste 10 Jode gewees het. Nou interessant, kan jy hoor dat as daar genoeg is van 'n soort, as daar genoeg van nie kerks is, dan moet dit nou end kry asseblief. As daar genoeg van 'n Merwes is, dan moet hulle nou kerk toe kom, stem jy met my saam. As daar genoeg van 'n soort is, moet hulle asseblief hulle kant bring. Want kan ek vir jou sê, die sinagoge sou nie gebou geword het as hierdie 10 Joodse manne nie saam gestaan het en gesê het, okay, hoeveel moet ons uithaal en wys om hierdie plek te bou? Kan jy hoor, as jy wil plerouma, moet jy weet, ons het nog steeds 'n bouprojek wat moet klaarkom. Niemand sê amen. Nee, julle het amen gesê. Ek bid die nuwe kerkraad moed en krag toe om hierdie bouprojek laat te kry in Jesus se naam. En ek proklameer wysheid en openheid en ek proklameer die heerlikheid van die Here oor hulle. Amen. Laat ons hierdie bouery nou gaan klaar. Wat is nie klaar nie? Kom na 'n kerk, ek gaan jou wys. Nee. Dit was die eerste dorp waar die apostel Paulus met sy tweede sendingreis aankom, en daar's nie 'n sinagoge nie. En hy kon iets nie doen nie. Wat het hy elke keer gedoen as hy in 'n dorp aankom? Hy het na die sinagoge toe gegaan. En dan het hy in daardie sinagoge met die Jode gepraat oor Jesus, wat die verlosser en die redder en die saligmaker is. En in menige sinagoges het die apostel Paulus teenkanting gekry. En dan is hy, weggewys, en dan het hulle gesê, nee, jy verstaan nie die skrifte reg nie, dit is nie wat dit is nie, hierdie Jesus, hy's gekruisig, en hy is nie die Messias nie, ons wag vir 'n ander Messias, want hy is nie die Messias nie, en daarom ek het dit baie klein geskryf, maar ek kan dit net opmerk, dat in Jesaja 31 vers 1, is daar 'n duidelike waarskuwing gewees, vir hulle wat op perde vertrou. Hulle wat aftrek na Egipte toe, asof Egipte hulle hulp is. Ons hulp is nie van aardsmenslike oord nie. Ons hulp en ons antwoord en ons oplossing is vasgevang in daardie laaste woorde, as hy sê, maar hulle sien nie op die Heilige van Israel en hulle soek nie die Here nie. Kan jy hoor die Here? Ek dink vir die meeste inwoners van Filippi was dit 'n afgod eerder gewees as die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek dink vir die meeste van daardie mense was die evangelie van die apostel Paulus 'n onbegryplike om te sê, wie is Jesus? Vertel ons meer, laat ons kan hoor. Miskien kan ons Jesus volgelinge word. Miskien kan ons saam met hom die pad loop, en daarom wil ek jou aan die hand vat. As ek gesê het, wat is die betekenis van 'n naam kleinlettertjie, dan wil ek jou vat na die betekenis van 'n naam hoofletter. Want ek sê, daar's net een naam wat 'n hoofletter waardig is. En ek gee nie om wat die vertalings in die Bybels wil regkry nie. Ek wil vir u sê, ek gaan my Bybel aanhou aanvaar, dat as daar 'n hoofletter staan, dan praat dit van Jesus. Wie wil amen sê? Dan is dit Jesus. So Christus is die Griekse vertaling van die Hebreëse woord Messias, wat beteken die gesalfde een. Gesalf beteken die een wat gekies en afgesonder is vir 'n spesifieke doel. Hierdie salwing het gewoonlik met olie plaasgevind
En as jy gaan kyk in die Bybel in die Ou Testament, dan sal jy sien dat toe Moses opdrag gee om Aaron as die priester te salf, was dit die eerste keer dat hierdie salfolie oor iemand uitgegiet was, oor 'n persoon, 'n mens uitgegiet was. En daar word gesê, jy word afgesonder vir. Ek en jy is afgesonderdes. Ons is volgelinge van Christus, maar ons is afgesonder vir die werk van Jesus Christus in Walvisbaai. En dis hoekom jy hier is. Dis hoekom jy die keuses gemaak het. Kan ek weer vir jou sê, ek glo in my hele hart, dat God was intens betrokke in jou lewe. God was nog altyd betrokke in jou lewe. En jy het gedink jy kies vir Walvisbaai omdat daar lekker groot visvangstories is. Maar dit was net die Here se lokaas om jou hier te kry. Hy het my nie gelok met 'n visstok of met 'n katrol wat ek persent gekry het of met my eerste 2 galjoentjies wat ek so, jy weet, met een slag met 2 hoeke, daai tyd was dit nog wettig, ek dink so. Jy weet, en kon vang en ek het gevoel ek is 'n visserman pastoor. Ek gaan nou vir my behoorlike bakkie koop en ek gaan sorg dat ek elke afdag wat ek kry gaan vis vang. Ek wil vir u sê, my visstok en my katrol het tot niet gegaan en my broer Jacques het hom op 'n stadium heeltemal reggemaak en hy het nog nooit weer 'n vis gevang nie. Ellendige pastoor wat nie kan vis vang nie. Maar kan ek vir jou iets wakker maak in jou hart? God is intens betrokke in jou lewe. Dis hoekom jy afgesonder is vir die werk van ons Here Jesus Christus. Nie net in Walvisbaai nie, maar ook in AGS Bleroma. En jou doel, jou roeping, jou taak, daardie salwing wat moes plaasvind, is as gevolg van Jesus, wat daardie salwing op jou lewe 'n werklikheid gaan maak. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat 'n gesalfde dra altyd 'n naam. Soos Jesus die gesalfde is, en ons mense na Jesus verwys, dra ons ook 'n naam vir 'n doel en 'n rede, wat God kan verheerlik. En nou wil ek jou voor 'n kruispad oomblik stel in hierdie boodskap, en ek wil vir jou sê, dra jou naam heerlikheid aan God. Krities, belangrike vraag. As my naam, as die naam Johnny of Jan Jacobus van Niekerk genoem word, is daar heerlikheid van God. Word God verheerlik, omdat my naam gesê word. En dit is in hierdie keuse van naam, wat ek jy moet weet, dit begin altyd eerste, as jy jou knie kan buig, want elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. So as jy nou gedink het, ek is 'n bietjie hard op jou, oor jou naam, wat heerlikheid aan God moet doen, wil ek vir jou sê, buig jou knie, laat jou tong bely, en laat jou woorde, en jou dade, en jou optrede, gaan oor Jesus Christus, en besluit, jy gaan hom vereer, in alles wat jy doen. En as ek vir jou kan vra, wat is in hierdie naam, wat is in die naam van Jesus, dan wil ek hê jy moet weet, dat elke keer as ons 'n naam gebruik, dan is ons besig om daardie persoon eer te bring, ons is besig om te sê, dit beteken iets. Ek dink die kerk moet gaan stil sit, gemeente moet gaan stil staan, en vra, as mense na AGS Bleroma Walvisbaai verwys, word hulle Jesus bewus? Of word hulle bewus van my en my naam? Want jy sien, dis hoe Paulus vir die gemeente in Filippi wil skryf. Hulle moes buitekant die dorp, moes hulle in groepie vergader en by mekaar kom. En is in daardie groepie, en ek wens ek het ure tyd om vir jou al die geskiedenis in te vul, maar is in daardie klein groepie, wat hulle uiteindelik vir mekaar gesê het, weet julle, ons is niks. Ons is nie in tel nie. Ons sit nie op die dorpsraad nie.
Ons het nie gesag en posisies nie. Ons is nie handelaars van faam nie. Ons is nie, maar daar is 'n Jesus wat verheerlik moet word. En hulle het dit reg gekry uiteindelik. En dan as ek jou kan help, wil ek hê jy moet weet, uiteindelik sal die naam van Jesus groot en wonderlike dinge laat gebeur, ongeag wat in die wêreld daar buite gebeur. So kan ek jou help om te laat verstaan, of kan ek jou help om in te sien, dat 'n naam wil iets laat gebeur. Jou naam wil iets laat gebeur. Waarmee jy besig is, moet uiteindelik betekenis skryf vir iemand. Wanneer jy genoem word, moet iemand sê, jy sal nie iemand beter kry nie. Jy sal nie 'n beter persoon kry om daardie ding vir jou te doen nie. Kan jy hoor, jou naam moet betekenis hê? Jou naam moet waarde dra? En net so lees ons in Handelinge 9 vers 36, dat daar in Joppe 'n sekere disipelin was met die naam van Tabitha, wat as dit vertaal word beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoses wat sy gedoen het. En as jy nou vers 39 en 40 verder lees en jy kyk na hierdie Dorcas Tabitha. Nou kom ek help jou net vinnig, want ek dink dit gaan jou help. Is die naam Tabitha en Dorcas verwys na presies dieselfde ding. As jy in die oorspronklike teks dit lees. Dit beteken wildsbokkie, klein bokkie, gazelle. Al twee kere. So of dit in die Hebreëus of in die Griekse kant is, beteken wildsbokkie, klein bokkie. Maar nou, hoekom het 'n vrou nou so 'n naam? Ja, want vrouens lyk soos wildsbokkies, veral as die jong manne hulle oë op hulle kry. Is ek reg, nê? En alles. Maar as 'n uniekheid aan die spesifieke wildsbokkie of rooi bokkie, dis nie 'n springbok nie, aan hierdie bokkie wat uniek is. En dit is dat hierdie tipe bokkie, soos wat hy nou genoem word, soos wat sy nou genoem word, daardie bokkie kan 'n leeftyd deurgaan sonder om water te drink. Dit wil gedoen word. En ek gaan net 'n oomblik gebruik. Jy sien, daardie bokkie kry al die water, al die H2O wat daardie bokkie nodig het uit die plante groei wat hy eet en alles. Is 'n unieke eienskap van hierdie spesifieke spesies, dat hulle nie hoef te gaan na 'n poeltjie water toe om water te drink nie. Hulle kry. Ek is geleer toe ons hier gekom het. Toe vra ek dink dit was nog vir hom Albrecht gewees, wat ek vir hom vra, nou waar kry die springbokke water? Toe loop hy so rond, toe tel hy 'n klip op. En hy wys met die klip en ek sê, oom Albrecht, wat nou? En hy sê, nee, kyk mooi. En ek sien al die doudruppels op daardie klip. Hy sê, hulle lek die klippe af. Dis waar hulle water kry. Maar die uniekheid van hierdie gazelle, wat nie water drink nie. Onthou julle dat Jesus gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, en ek sal hom die water van die lewe gee. Jy sien, daar's 'n simboliese ooreenkoms van hierdie bokkie. Daar was 'n simboliese ooreenkoms dat Dorcas of Tabitha van so gesindheid was, dat sy net aangehou het om te sorg vir mense, en sy het klere gemaak en nog klere gemaak, en ek dink sy het nooit een keer gemis om iemand met 'n glimlag te laat wegstap nie. Ek het so 'n idee dat haar prys was altyd reg. Ek het so 'n idee dat wanneer iemand ingestap het sy nie 'n snedige opmerking gehad oor die slegte snit van daardie klerestuk nie. Ek dink sy het hierdie gesindheid gehad, sy het hierdie manier van doen gehad, dat toe sy sterwe, toe treur die mense oor haar, toe huil hulle, toe sê hulle, wie gaan nou weer soos Tabitha wees? Wie gaan nou weer soos Dorcas wees? Wie van u onthou nog dat die kerk Dorcas verenigings gehad het? Wie so oud soos ek? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, goed, ja.
Ek bid God, dat ons weer so gesindheid sal hê, dat ons vir die sondaar sal help. Ek lees 'n besonder getuienis, ek wil dit vinnig invleg, van 'n man wat na 'n diens toe gaan, en tydens die diens, toe lei sy selfoon in sy sak, en hy haal die selfoon uit, en hy probeer hom stil maak, en nou is die pastoor en die hele kerk steek mekaar, want hierdie selfoon het nou gelei. En so word hy toe nou reggehelp. Met, broer, jy moet jou selfoon afsit. Jy weet, en jy moet seker maak, want dit moet nie. En hierdie man gaan daardie middag aand, gaan hy na 'n kroeg toe. En hy's diep moedeloos, diep teleurgesteld. Hy voel so, hy maak net alles verkeerd. Hy het nou probeer om kerk toe te kom. En hy gaan sit daar en hy bestel vir hom iets om te drink. En toe hy die glas wil vat, toe stamp hy die glas om. En in sy benoudheid is hy besmeer en is nat en alles. En hy sê in die kroegman agter die kroeg kom uitgestorm met 'n vatdoek of 'n lap en help hom afdroog. Hy sê, en toe hy weer sien, is daar iemand met 'n mop wat kom en maak die vloer mooi skoon. En hy sê, hy kyk so rondom hom en die volgende oomblik toe stap die bestuurderes of die een wat daar aan diens was en sê, die volgende enetjie is op die huis, gratis vir jou. Hy sê, en ek het 'n alkoholist gebly. Want kyk wat is met my gebeur. Kyk hoe is al met my gepraat. Watter gesindheid het ek en jy? Van watter gees en gesindheid is AGS Pleroma en ons mense. En ek wil nie lang tyd vat nie, maar ek moet deeglik wees. Ek moet vir jou iets uitwys wat ek dink wat so nodig is. As jy die gedeelte verder lees, dan kom Petrus, dan stuur hy al die ongeloof uit die vertrek uit. En hy gaan staan by Tabitha se bed. Petrus, van wie is jy? Van waar is jy, Petrus? En hy sê, Tabitha, staan op. En die Bybel sê, Tabitha het regop gesit. Die een vir wie hulle as dood afgegee het, lewe. Kan ek dit weer sê? Wat 'n kerk is dit? Wat 'n godsdiens is dit? Petrus, wie verteenwoordig jy? En hy help vir Tabitha in die hand, en hulle stel haar voor aan almal, en almal sê, dank die Here, die besigheid kan weer aangaan. Daar kan weer klere gemaak word. Ek weet nie of Tabitha baie tevrede was nie. Ek het die idee, sy het gesê, los my, dit was baie beter daar waar ek was, maar kan ek jou help om iets te snap en te verstaan? Petrus, regtig? Is jy een wat mense uit die dood uit kan opwek, soos wat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het? Ek lees nêrens weer iets van dat Petrus nou die hoofbeampte van die kerk geword het, omdat hy hierdie wonderwerk gedoen het nie. Want jy sien, Petrus het die gesindheid van Jesus ervaar, toe hy Jesus 3 maal verloon, en hy sê, ek ken hom nie. Ek weet nie wat sy naam is nie. Ek weet nie wie hy is nie. Nee, ek is nie een van hulle nie. Ek wil jou in die hand vat, en dan wil ek jou help om te verstaan, dat jou naam vra respek, en elke ander naam vra respek. As jy dink aan Deuteronomium 5 vers 11, wat sê, jy mag die naam van die Here jou God nie ydel gebruik nie. Dis om hom vals te gebruik, of om onder voorwendsel te gebruik nie. Hy sê, want die Here sal die een wat sy naam ydel gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Kan ek vir jou sê, jy moet altyd die waarheid van ander mense spreek.
Maar wat 'n waarheid, die waarheid van hulle sonde en hulle dade, soos wat ek nou die voorbeeld gemaak het, of die waarheid van die reddende genade van Jesus Christus, wat aan alle mense verskyn het, sodat niemand verlore mag gaan nie, en laat almal gered kan word, en laat dan nie een persoon hoef weg te stap en te sê dit was nie Jesus nie. Ek het Jesus beleef. Ek het Jesus gehoor. Ek het Jesus gesien. En daarom as Lukas 22:57 sê, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En as Matteus 16:18 sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie, dan wil ek vir jou sê, maak jou keuse. Gaan jy bly by, ek ken hom nie, of gaan jy staan by op hierdie rots? Gaan jy na ander mense begin kyk? Gaan jy na jouself begin kyk? Gaan jy van die gesindheid wees wat sê, ek ag my nie hoër as iemand anderster nie. Ek kom in die nederigheid, in die afhanklikheid. Nou, ek wil jou help om te verstaan, jou eie naam, jou noemnaam, jou roepnaam, is deel van 'n versameling van name. Daar's so iets soos jy's 'n Christen, maar as ek vra, Johnny, is jy 'n Christen? Dan moet Johnny kan sê, ja, ek is 'n Christen, né? As ek sê jy's 'n gelowige, of jy's gedoop, of jy's nie gedoop nie, of is Pinkster, jy's geesvervuld, of jy's nie geesvervuld nie. Ek dink, as ek sê wonderwerker, of iemand wat uit die dood uit kan opwek, dan is Petrus se naam in daai lys. Dan staan dit daar, dit is 'n Bybelse gegewe, dat Petrus vir Tabitha uit die dood uit opgewek het. Amen. En ek wil hê jy moet snap en verstaan, dat as daar staan lidmaat, of jy's 'n getuie van redding en saligheid, as jy kan sê, ek het Jesus op my knieë aangeneem, dan sê Paulus, heiliges, sien alle name moet heilig word. 'n naam wat nie heilig word nie, bring nie heerlikheid aan God nie. En daarom moet ek kort teruggaan en vir myself vra, waarvoor is ek afgesonder? En Paulus kan dit skryf, hy sê, maak my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde hê, een van siel, een van sin. Ek wil jou haastig na die einde toe vat, en ek wil vir jou sê, as name respek bring, dan spreek jy die waarheid van Jesus. As name kan respek bring, dan spreek jy die name van Jesus. Dan begin jy om te sê, wie is dan hierdie Jesus? Waarin moet ek hom respek betoon? Kan ek jou help? Hy is die Messias Christus. Hy is die Seun van God. Hy is Redder, Here, Verlosser. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is Alfa en Omega, hy is die Lam van God. Hy is die goeie herder, die lig van die wêreld, die brood van die lewe. Hy is die koning van die Jode. En dit is juist daardie titel wat Jesus die kruisdood en die kruis moes dra. Is juist hierdie aanname, hierdie godslasterlikheid, van ek ag dit geen roof om my aan God gelyk te stel nie, om te sê, bring hom vir my. Bring daardie probleem vir my. Bring daardie stikkend en seer vir my, en ek gaan iets daaraan doen. Jy sien, hy is die woord, hy is die volëinder van jou geloof, hy is jou advokaat, hy is jou voorspraak, hy is jou groot geneesheer, hy is die groot ek is. Daar is nie minder as 50 name vir Jesus. 50 byname, beskrywende name. En elkeen van hulle kan iets doen. So as jy nou weer nodig het, dan gaan kyk jy, watter naam
is die naam wat my kan help. Sien, dit moet Jesus in my en deur my word. Dankie Sissa. Dis Jesus, die hoof van die liggaam. Miskien worstel ons 'n bietjie met, ek wil nie die voet wees nie, maar ek wil die skouer wees, of ek wil nie die oor wees nie, ek wil eerder die oog wees. Miskien worstel ons so bietjie met wat mense ons gemaak het, of wat ons onsself gemaak het. Kan ek jou help om te verstaan, die hoof is Jesus Christus. En ek leer hierdie besonderse oomblik uit die lewe van Johannes die Doper, as hy sê, julle self my getuies, dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Ek is nie die Christus nie, maar ek is net voor hom uitgestuur. Ek kyk heeltyd so om. Dan dink ek, maak gou, kom Here Jesus. Here, as U nie nou nie, gaan ek in die moeilikheid wees. Here, U het gesê, ons moet daar kom. U het gesê, daar wag 'n wonderwerk en 'n genesing. U het gesê, daar wag 'n uitkoms en 'n voorsienigheid. U het gesê, daar wag 'n redding en 'n saligheid. En U het gesê, daar wag lewe en nie dood nie. Here, U moet gou kom. Want Here, ek voel alleen. Ek voel ek moet hier staan en ek moet sê, Lazarus, kom uit. Dit voel ek moet sê, Tabitha, staan op. Kyk ek weer om. Here, kom Here, kom. U is nie meer aan die kruis nie. U is nie meer op hierdie ou aarde nie, U het opgevaar. U is nie net bo in die hemel en op die aarde en onder die aarde nie. U is ook in die toekoms. Want U het gesê, ek sê jou nie as 'n wees agterlaat nie. Ek sê jou nie laat alleen wees nie. Ek sal met jou wees. Ek is jou God. Ek kon nie versoeking weerstaan nie. Ek wou eers die naam, hierdie noemnaam, hierdie versamelnaam, daar in die lys ingooi, sommer net asof dit iets is. Hy was ook skrynwerker genoem, carpenter, houtwerker. Want hoekom? Hy weet hoe om te saag en te skaaf. Hy weet hoe om my lewe mooi te maak. En sy naam is Jesus. Wil jy vanoggend net daar waar jy nou sit, sommer net jou oë sluit en sê, vorm my en maak my. Wat is daai liedjie? Vorm my en maak my. Doen slegs U wil, Heer. Dankie Marlene, kom hier aan. Terwyl ons dit 'n keer of twee gaan sing, gee God se Gees kans. Dat as jy 'n beter pa wil wees, sê Here, is nou my tyd. Here, as ek 'n beter ma kan wees. Jy hoor versamelname, né? Here, as ek 'n beter kind kan wees. Here, as ek 'n beter lidmaat kan wees. As ek 'n beter gelowige kan wees, as ek 'n beter arbeider vir ons Here Jesus Christus kan wees. Here, skaaf my, vorm my en maak my, want dis U wil wat dit laat gebeur. Terwyl ons sit, sing dit, maak dit 'n gebedsoomblik. Doen slegs U wil.